Goeiemôre julle. Is julle wakker? Vee julle al die slaap uit? Is lekker om vanoggend weer vroeg in julle huis te kan wees, saam met julle te kuier om 'n stukkie woord en 'n gedagte te wissel. En ek hoop julle sien uit na hierdie splinternuwe dag en mag hy gevul wees met liefde, met vreugde en vrede en alles wat mooi is. En mag die genade van die Vader jou vandag op hierdie pad lei en rig. Ek wil vanoggend vir julle lees uit Filippense 2 vers 1. Paulus sê, julle het die troos in Christus ondervind. Dis eintlik 'n ongelooflike mooi vers hierdie. Want dan gaan hy voort, hy sê, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Heilige Gees en die innige meegevoel en meelewing. Maar hierdie woord het my vanoggend getref. Julle het die troos in Christus ondervind. Wat 'n woord is dit nie vir iemand vandag, wat dalk deur 'n baie swaar tyd gaan nie. Weet julle, mense kan ons nie altyd sterk wees nie. En ons moet ook nie altyd voorgee om sterk te wil wees nie. Ek meen, soms deel die lewe aan ons baie tragiese houe uit. 'n Kind word dalk weggevat, 'n geliefde sterf in die lengte van hulle lewe, en baie meer nog, soms kom een terugslag en tragedie na die ander. Jy ontvang dalk nuus dat jy een of ander slegte siekte gekry het, en dit is 'n terminale siekte, dit gaan die res van jou lewe by jou bly, dokters kan niks daarvoor doen nie, of jy vind uit, jou ekonomiese omstandighede gaan nou begin taan, jy gaan dalk nou nie meer werk hê nie, of wat ook al die geval is, ons kan nie altyd sterk wees nie. Weet julle, in sulke tye moet ek en jy altyd ons toevlug na Christus toe vat. En dis hierdie pragtige woord wat Paulus vanmôre sê, julle het die troos in Christus ondervind. Die krag van sy vertroostende liefde, wat jy eintlik eers werklik kan begin begryp en aanvaar, as jy begin ontdek dat hy dit aanbied, te midde van sy eie pyn en sy eie lyding. Daar word vertel van Hugh Redwood, hy vertel van Jesus se vertroostende liefde. Hy sê, daar was op my pad 'n tydperk van baie droefheid en beproewing. Sy dogter het 'n invalide geword. Sy was verlam van haar nek af onder toe. En hy sê, toe ek sonder God geen hoop gehad het nie, het hy my opgesoek. Hy het in die hele tragedie by my kom staan. En vir ewig daarna sal hy my nooit los nie. Is dit nie 'n ongelooflike, aangrypende woord nie? Sonder die Here sou ek nie hoop gehad het nie. Sjoe. Weet julle, party mense, en dis vir my so hartseer, party mense ken vir God net in hulle droefheid. En dan in daai droefheid weet hulle nie wat om met God se troos te doen nie. Ander mense ken vir God baie intiem, en wanneer hy hulle dan vertroos in hulle seer, dan vind hulle hom op 'n baie dieper en 'n baie inniger wyse as ooit tevore. Die vraag is dan vanmôre eintlik net, wie is jy? Is jy die een wat vir God net gaan opsoek, wanneer dit swaar gaan? Of is jy die een, wat hom in elke tree van jou dag ken, en elke dag jou hand in syne steek? As jy God maar net wil toelaat, dan sal hy jou altyd kan vertroos. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. O Here Jesus, kom vertroos met u liefde vir hulle wat treur vandag, vir hulle wat bang is, vir hulle wat ongesteld is. Maar Here, help ons ook om u nie net in daai tye te ken nie, maar om u troos vir onsself elke dag te soek. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Môre praat ons weer. Totsiens.